Ons gaan vanmôre aan met wat ons laasweek begin het van Serubabel. En ek dink dit is belangrik omdat Sagaria 4 so 'n kern boodskap vir ons is, 'n kernhoofstuk in die Bybel, is dit baie belangrik. Ek glo dit gaan soos 'n deel van 'n handleiding vir ons word in hierdie dae met wat ons geroep is om te doen. Kom uit Serubabel uit. Nou nommer 1 wil ek sommer sê, Serubabel is natuurlik uit die stam van Juda. En ek sê weer, dit het niks te doen met die naam van die gemeente nie. Dit is wat God gekies het. In Rigters 1, kan jy onthou, toe sê hulle, nadat die Josua en hierdie ouens dood is, toe kom die volk by mekaar, toe sê hulle, wie moet optrek teen die vyand en die land in besit neem? Toe sê die Here, laat Josua optrek, want ek sal dit in sy hand gee. Laat Josua optrek en ek sal dit in sy hand gee. Josua is 'n geestelike beginsel. En dis wie God verkies het om die werk klaar te maak. Ek hoop u kan onthou, ek hoop u het al geluister na Tamu se reeks van Mantle of Changing Seasons. Dan sal u daardeur verstaan hoe die Here begin het met Moses en dan as leier en dan Josua en dan Juda gekies het as 'n stam om klaar te maak. En die woord hand het ek laasweek vir u verduidelik is dieselfde familiewoorde as waar Juda vandaan kom, die woord Yad, Y-A-D in Hebreëus. En hy sê, gee vir Juda, laat hy voorgaan, want ek sal die land in sy hand gee. In sy hand, en Moses profeteer oor Juda, dan sê hy, sy hande veg vir sy broers. En so aan, en jy sal met die nek, net die hand op die nek van jou vyand staan. Jy onthou daai skrif van die broers wat opgegaan het na Josef toe, en hulle pa moes saamvat, en jy sal met die hand op jou nek van jou vyand, en so aan. Is daar baie verwysings, en ons het laasweek gekyk na van die goed, en die kern van Sagaria 4 is, die werk sal voltooi word onder uitroepe van genade oor hom. So nou van genade gehoor, dis onmisbaar vir die taak waarvoor ons hier is. En God het hierdie prinsipel van Juda gekies. Die prinsipel, die gees wat die sy hoofagenda, dit wat hom maak tik, is om die werk klaar te maak. Om 'n klaargemaakte werk te sien. Hy sê dan Sagaria 4, en ek gaan dit nou nie lees nie. Julle kan dit weer gaan lees en lees dit asseblief elke dag, Sagaria 4. Tot dit diep in jou hart val. Maar hy sal die sluitsteen opsit, hy sal klaarmaak onder uitroepe. Nou daar's 'n sin daar wat hy sê, dan sal julle weet dat die Here met julle gespreek het. Wanneer daar 'n voltooide werk is, wanneer die werk klaar gemaak is, nie halfpad in die werk nie. Nie as die werk abandon word nie, soos wat die bou van die tempel vir 16 jaar abandon is. Dit is nie, maar wanneer die werk klaar gemaak word, en hoe sal hierdie werk klaar gemaak word? Onder uitroepe van genade oor hom. So, dis hoekom daar in hierdie seisoen so 'n geweldige klem op grace is. En ek wil tog hê, u moet gaan na vanoggend, weer teruggaan na vanoggend se skriflesing, en gaan kyk en gaan besef, jou mind moet verander. Want ons het hierdie ou mindset van genade is net, ek het die genade van die Here nog, net genade laat ek nog hier is. Dit is ja, maar genade het soveel meer as dit. Genade het soveel meer, en genade se beskrywing in hierdie seisoen is goddelike instaatstelling. Dis die beste beskrywing, het vanmôre gehoor, dis die anointing om klaar te maak. Ons wil doen wat God wil hê ons moet op die aarde doen, sodat wat in die hemel is op die aarde kan wees, en dat Jesus Christus kan terugkeer. So asseblief gaan lees Sagaria 4, maar ek is besig om die agtergrond te gee oor wie is die man wat God gebruik het en aangestel het.
Hy was 'n goewerneur gewees en hy die eerste klomp ballinge teruggevat uit Babel uit. Terug na Jerusalem toe Kores die opdrag gee om die tempel te gaan herbou. Lees bietjie Esra en Nehemia en ek het so bietjie vanoggend sit en lees eers 'n paar hoofstukke van Esra. Dis fenomenaal. Dis mooi hoofstukke en Sagaria en Haggai en die profete. Die bouwerk het vir 16 jaar stil gestaan en toe die profete Haggai en Sagaria die volk aangemoedig en Zerubabel en Josua het die werk aan die gang gesit weer en die tempel is uiteindelik voltooi en hy het ook die organisasie van die priesters en leviete herstel. Nou ek wil net so vinnig 'n paar goed met u net weer deurgaan. Gee my slide 23 asseblief. Zerubabel is van groot betekenis omdat hy, julle moet dit verstaan, hierdie man staan op die kruispunt tussen 'n paar goed. Die koninklike geslagslyn van Dawid het gelyk asof dit verlore gaan. Die laaste koning was Jojakim en hy was 'n bietjie van 'n skarminkel en toe stuur die Here hulle in ballingskap weg. En nou lyk dit asof die koninklike geslaglyn, asof daai belofte gone is. OK. En dan staan die terugkeer uit ballingskap wat een van die grootste profetiese gebeurtenisse vir Israel was. Van die Ou Testament. En dan staan die herbou van die tweede tempel. En die man wat in die middel van hierdie goed staan, is die man Zerubabel. Hierdie persoon wat God aangestel het, uit die stam van Juda, die goewerneur. Hy was nie 'n profeet nie, hy was nie 'n apostel, hy was nie van daai goed nie. Hy was nie 'n koning nie, maar hy was in die koninklike geslagslyn. Hy sou koning geword het. En dis 'n baie interessante storie wat ons na moet kyk vandag. Ek wil net vinnig van daai punte daar noem die volgende. Hy was die erfgenaam van Dawid se koningshuis of koningslyn, né? Tweede een, hy het die terugkeer uit die ballingskap gelei. Dan sal die volgende slide, die terugkeer uit die ballingskap was een van die grootste dade van herstel in Israel se geskiedenis. Derde een, hy het die tempel herbou. 4, hy het getroue leierskap getoon, hy was faithful. Hy het 'n voorbeeld geword van volharding te midde van ontmoediging. Hy het 'n profetiese simbool van die komende Messias geword. Baie, baie, baie belangrik. Die Here het vir sy oupa gesê, ek sal die signet ring wat ek aan jou vinger sit, het my seelring sal ek afruk. En 2 geslagte later sê hy vir Zerubabel, jy is my seelring. Met ander woorde, jy sal my gesag, weer my koninklike gesag dra, sê die Here vir hom. Volgende, hy verskyn in die geslagsregister van Jesus. En hy vorm sodoende, hy vorm 'n brug tussen die koningskap, die ballingskap, die herstel en die koms van Christus. Verder staan hy op die kruispunt tussen hierdie 3 groot temas, die Dawid verbond, die herstel en die koms van die Messias. God het Dawid se koningshuis ondanks die ballingskap bewaar. God het sy volk teruggebring en die aanbidding herstel en Zerubabel wys vooruit na Jesus, die ware koning wat God se koninkryk wou vestig. Wollie het laasweek het hy vir iemand gesê, dit was vir my so mooi. Hy sê vir iemand, hierdie gaan oor 'n man, maar die storie het te doen met ek en jy is daai ou vandag. Ek en jy moet daai ou word. Ander woorde, as ons praat van Zerubabel, 'n historiese figuur, en ons kan na al die goed kyk, maar wat is die les? Dis ek en jy vandag. Ons moet hierdie goed in dit intree. So Zerubabel is nie bloot net 'n administrateur in Persiese Juda nie. Hy is lewende bewys dat God sy verbondsbeloftes gestand doen. Dis baie, baie belangrik. Selfs na oordeel en ballingskap. Nou Matteus kom met die geslagsregister van Jesus, dan deel hy dit in 3. Slide 41, van Abraham tot Dawid, van Dawid tot die Babyloniese ballingskap. Jy kan maar gaan lees, Matteus 1 en 2 dink ek. En dan die ballingskap tot op Christus. Daai 3 segmente. Nou, hy is die eerste belangrike leier uit Dawid se geslag na die ballingskap. Hier is die stappe wat gevolg het. Die koninkryk val, die koninklike familie oorleef,
Serubabel lei die herstel en geslagte later word Jesus gebore. So Matteus wil beklemtoon dat God se belofte aan Dawid nooit tot niet gegaan het nie, al het die koningskap verdwyn. Dis belangrik. Al het die koningskap verdwyn, het die belofte bly staan. Nou, waarom noem Matteus vir Serubabel? Hy was 'n afstammeling van Dawid. Hy was die leier wat die volk uit Babel teruggelei het. Hy's die herbouer van die tweede tempel en hy was die man aan wie God merkwaardige beloftes deur Haggai gemaak het. So ons praat nou van herstel en nou gaan ons sekere punte raak wat vir ons belangrik is wat herstel moet word. Vir 'n Joodse leser sou die naam Serubabel onmiddellik die hoop op herstel wakker gemaak het. Serubabel sou onmiddellik, dis soos 'n icon op 'n desktop, né? En as jy Serubabel noem, dan sien hy herstel en tot vandag toe nog. Ek het vir die laasweek gesê, tot vandag toe nog is dit vir die Jode 'n geweldige groot ding. Daar gaan duisende en duisende en duisende elke jaar terug na Israel toe, want hulle glo dis die profesie. Hulle hoor daar, hulle moet daar wees. En Serubabel is die kingpin wat deur wie God hierdie ding as dit ware geïnisieer het, né? So Haggai, hulle maak Serubabel nog belangriker. Julle kan met daai profesie gaan lees. Okay, slide 46. Die verloop is baie betekenisvol. Joachim of Joachim word die seelring weggeneem, né, en oordeel kom. In die ballingskap lyk dit asof die koningshuis van Dawid beëindig is, alhoewel God hom 'n baie duidelike belofte gegee het. In Serubabel word die seelring en die hoop herstel. En Jesus, die ware seun van Dawid, wat die verbond vir ewig vervul. So as ek en jy vandag op die plek van herstel en herbou is, in die plek van 'n Serubabel, dan is die hoop weer in ons. Amen. Die hoop is weer in die kerk van Jesus Christus om reformatie te bring en dinge reg te maak. Onthou julle die pad wat moet gelyk gemaak word sodat die koning kan terugkom. Ons is nie net hier om vanmôre in 'n kerk te sit nie. Ons is hier om dinge reg te kry sodat Jesus Christus kan terugkeer. Ons is hier om harte van vaders terug te bring na seuns toe en al hierdie dinge te doen. En al lyk dit klein, vir Serubabel is gesê, luister, die manier hoe die ding gaan begin is klein, maar jy moenie in klein dinge vaskyk nie. Jy moenie in klein dinge vaskyk nie. Ons het baie keer so 'n neiging om jy weet, dan sal ouens vir my sê, pastoor, daar was al vanmôre min ouens in die kerk. Dan sê ek, so wat, die wat hier moes gewees het is hier. Julle verstaan wat ek meen, die goed stretch my nie meer uit nie. Ek meen, daar het bloed gevloei in die Tweede Wêreldoorlog. Ek hoop jy daar gaan vanmôre bloed vloei. Waar's Willie? Okay, so ons is geneig om in klein dingetjies vas te kyk en dadelik te voel ons verloor. Ons lose. Maar God het alles wat hy doen, het hy in saadvorm gesit. In saadvorm. Julle het gehoor vanmôre van Tamu sê baie, he scatter seed. Daai saad groei. Daai saad groei. Gaan kyk maar na die saaier. Jesus vertel dit juis met die oog op die koninkryk. Dit is so saad is. Ek en jy moet net nie lui wees nie. Nou, ons moet die genade vat en ons moet 'n goeie student word en ons moet hierdie saad laat groei en laat kom tot by sy volle verwesenliking. Okay, Serubabel is 'n brug, slide 50, tussen die Ou Testamentiese koninkryk en die Nuwe Testamentiese Messias. Onthou, ek en jy is hier, ne? Hy's nie bloot nog 'n naam in 'n geslagsregister nie, hy verteenwoordig die voortbestaan van God se verbond met Dawid. Die koninklike troon was weg, maar die koninklike geslagslyn het behoue gebly. God het daai geslagslyn deur die ballingskap bewaar. Serubabel gebruik om die volk te herstel en die tempel te herbou en eeue later Jesus voortgebring, die beloofde koning wie se koninkryk nooit tot 'n einde sal kom nie. En uit Serubabel was die kingpin in daai stadium. Daarom is Serubabel veel meer as 'n onbekende goewerneur. Hy is een van die sleutelfigure wat aantoon dat God se beloftes deur Israel se donkerste tyd voortgeduur het.
totdat hulle vervulling in Christus bereik is. Gaan luister bietjie, daar's 'n liedjie van die Guiders wat hulle baie jare terug geskryf het. Die liedjie se naam is The Church Triumphant. The Church Triumphant. Dan sing hulle van hoe die kerk soms ondergrond moes gaan. Hulle sing van soos 'n rivier wat soms ondergrond gaan om voort te vloei. Jy sien hom nie, jy weet nie van hom nie, maar hy's nie dood nie. Gaan luister 'n bietjie daai liedjie as jy by die huis kom. Dis 'n fenominale sang, The Church Triumphant. En dit sal jou baie stig in terme van wat ons hier sê. So, hy is een van die sleutelfigure wat aantoon dat God se beloftes deur Israel se donkerste tyd voortgeduur het totdat hulle vervulling in Christus bereik is. When all seems lost, God is busy. Amen. So die Bybelse lewe kan rondom 5 belangrike prestasies saamgevat word. Dit is opvallend dat hy nie 'n profeet of 'n priester was nie, hy was 'n goewerneur, 'n afstammeling van Dawid, wat deur God gebruik is om die volk na die ballingskap te herstel. Punt nommer 1, hy het die eerste terugkeer uit Babel gelei. Geef my slide 54. Hy was verantwoordelik vir die organisering van duisende terugkerende ballinge. Check net hierdie ou se weight, se plek. Hy was verantwoordelik vir die hervestiging van die volk in 'n verwoeste land. Nou, jy weet hoe kan 'n Jood mou, né? Enigiemand al gelees in die Bybel? Exactly. Nou jy weet, nou vat hy hierdie ouens terug. Hy moet hulle hervestig in 'n land wat verwoes is. Ek kyk nou baie keer daar in Palestina en so en waar daai plek is so skiet. Wie wil terug gaan sy toe? Hey, no ways. Okay. Die hervatting, hy was verantwoordelik derdens vir die hervatting van die lewe in Jerusalem na bykans 70 jaar van ballingskap. Met ander woorde, na 70 jaar na verwoesting, na alles, is Serubabel die man wat moet weer sê, hey ouens, it's not lost. Kom ons gaan aan, kom ons bou, kom ons kry reg. Dit wat ons in die apostoliek vandag doen en vir mense probeer sê, kom ons maak reg, kom ons begin voor amper as jy dit so wil sê. Kom ons herstel. Hierdie goed wat ons oor en oor sê, dis die taak van 'n Serubabel. Daarom sê die Here vir hom, dit sal nie wees deur krag of deur geweld nie, maar dit sal wees deur my gees. Nie deur krag of deur geweld nie. Dit was geen geringe taak nie. In wese moes hulle van vooraf begin. Tweede punt, baie belangrik, hy het die altaar herbou. Nou dit lyk net na 'n sinnetjie, maar dis een van die belangrikste goed in die wese en die voortbestaan van Israel, was hulle openbare godsdiens. Voordat hulle die tempel herbou het, luister mooi, voordat hy en Josua die hoofpriester die tempel herbou het, het hulle eers die altaar herbou. Eers die altaar herbou. Met ander woorde, omdat hulle eers offers, aanbidding en gehoorsaamheid aan die verbond, gehoorsaamheid aan God, ons kan dit nou maar in ons taal vandag sê, ons het nie meer die fisiese verbond soos daai tyd nie, maar hulle het die offers, hulle het die aanbidding en gehoorsaamheid aan God herstel, voordat hulle die tempelgebou self herbou het. Die prioriteit was dus duidelik, geef my slide 57, kyk hierso, eers aanbidding, daarna die gebou. Weet jy hoe bou ons vandag? Ons bou eers 'n gebou. En die Bybel sê, die Bybel sê, die ding wat God herstel het, is heel eerste die Setman principle, né? Dis die heel eerste ding, voordat daar 'n gebou, voordat daar al die ander goed is. Wie wat soek ons eerste? Ons soek eerste 'n band. Is dit waar? Ons mind is gevat. Ons mind is gevat. Ons is heel van die lyn van die skrif af. Ons het reformatie nodig in ons denke. En ons moet begin waar God begin. God het begin by Serubabel, hy het by 'n man begin. En toe het hy die dinge van daar af herstel. Okay. Die derde een, hy het die fondament van die tweede tempel gelê. Dit was 'n dag van gehuil, 'n dag van gejuig. Dit was 'n emosionele oomblik in Israel. En vir ander was dit 'n dag van groot blydskap.
Verander 'n herinnering aan alles wat verlore gegaan het. Tog het God juis op hierdie nederige begin sy toekomstige werk gebou. Ons gaan nou terugkom daarna toe. Hy het die tempel voltooi na jare van teestand. Na 16 jaar van teestand en die profete het by hom gekom, Haggai en Sagaria, en vir hulle gesê: "Wees sterk en werk, gaan aan, wees sterk." En Serubabel het daarop gereageer en hy het begin bou en hy het uiteindelik die tempel herstel. Sekerlik sy grootste nalatenskap. En dan, hy het 'n simbool van God se herstelde koninkryk geword. 'n Simbool van God se herstelde koninkryk. Alhoewel hy nooit koning geword het nie, het God hom gebruik as 'n teken dat die lyn van Dawid voortbestaan, dat God se beloftes nie misluk het nie, en dat die Messias steeds uit Dawid se huis of deur sy familie sou voortkom. Serubabel was die verpersoonliking van God se beloftes, het nie gesneuwel nie. God is nie uit 'n plan uit nie. Alhoewel alles in die ballingskap verwoes en verlore is en so aan, het God nie gesit en gestres in sy kop gekrap en gesê, wat gaan ek nou maak nie. God het nog altyd 'n plan gehad. En ek hoop dis vanmôre vir u 'n bemoediging. Serubabel word dus 'n sigbare bewys dat God se verbond selfs na oordeel en ballingskap steeds vas staan. En ander belangrike bydraes, luister hierso, hy het kompromieë teëgestaan. Ek dink dit is baie belangrik vir ons as ons gaan bou en reg wil bou. Nommer 1, hy het kompromieë teëgestaan. Die omliggende volke kom na hom toe, gaan lees 'n bietjie in Esra 1, 2, 3, 4. Nou kom die omliggende volke wat voor hulle gekeer het. Nou kom hulle en sê, maar hoor hierso, ons wil soos julle, ons wil saam aan die tempel bou. En Serubabel sê, nee, julle kan nie. Julle is nie uit hierdie geslagslyn nie. Julle het nie die pypers nie. Julle het nie die pypers nie. Sorry, julle kan nie saambou nie. Hierdie besluit het baie teestand veroorsaak, maar dit het Israel se geestelike identiteit bewaar. 'n Leier kan jou geestelike identiteit prysgee. Hallo? En Serubabel het dit bewaar. Soms verg getrouheid aan God dat ons nee sê, selfs wanneer samewerking op die oog af na 'n goeie idee lyk. Julle het dit al gesien? Ek wil dit weer lees. Soms verg getrouheid aan God dat ons nee sê, selfs wanneer samewerking op die oog af na 'n goeie idee lyk. Jy weet, vandag sal ouens hulle siel verkoop vir samewerking. Is dit so? As jy kyk hierdie politici en goed, dis so duidelik in die skrif, wanneer hulle sê vrede en veiligheid, oorval hulle skielike verderf hulle. Maar hulle sal omtrent hulle groot toonprys gee vir vrede. Hulle sal hulle principles weggee vir vrede. Hulle sal alles weggee dat daar net kan vrede wees. En getrouheid aan God verg soms dat jy nee sê, selfs wanneer samewerking op die oog af na 'n goeie idee lyk. Jy kan saamwerk, maar daar's principles wat jy moet behou. Amen. En dis een ding van hierdie seisoen. Hierdie seisoen is word een van die pilare wat hom standhou is doktrine. Doktrine. Ons kan nie ons doktrine prysgee ter wille van samewerking. En baie keer in die wat noem hulle die goed, fraternals wat hulle stig in 'n dorp en in so plekke tussen kerke en so aan, is hulle baie keer bereid om ter wille van samewerking sekere goed te los. Hoe kan ek dit los dat ek gedoop is as gelowige? If I want to take Christ, I have to take baptism. Is dit reg? Dis vir my onafskeidbaar. Ek kan nie dit verloon nie, dan verloon ek myself. En ek weet ons moet op 'n ander manier onsself verloon, maar jy kan nie so, dan verloon jy Christus. So dank die Here, hierdie leier het dit gesien. En hy het hierdie goed nagevolg. Nou kyk nou met wie het hy saamgewerk. Hy het saam met Josua die hoëpriester gewerk. Serubabel en Josua vul mekaar aan.
Kyk hierso, die een het die volk regeer, die ander het die priesterdom gelei. Saam met hulle herstel burgerlike leierskap en aanbidding. Slide 66. Burgerlike leierskap en aanbidding, die hele faset van die volk weer oprig, soos wat God hom bedoel het, dit het hulle gedoen, maar hulle het nie kompromieë aangegaan met goed wat hulle identiteit sou wegvat nie. Hy het saam met Josua gewerk, die hoëpriester, en dan het die profete wat ons nou gesien het, Haggai en Sagaria, het hulle kom bemoedig, saam met hulle gewerk. OK, hy het 'n profetiese voorafskaduwing van Christus geword. Voorafskaduwing van Christus. Sagaria 4 bevat een van die bekendste profesieë oor Zerubabel, nie deur krag of deur geweld, maar deur my gees, sê die Here van die leerskare. Dan gaan hy verder, die hande van Zerubabel het die fondament van hierdie huis gelê, en sy hande sal dit voltooi, Sagaria 4. God het hom verseker dat dit wat hy deur Zerubabel begin het, hy ook tot voltooiing sou bring. Hierdie beginsel reik egter verder as Zerubabel alleen. Dit openbare waarheid wat dwars deur die skrif loop. God voltooi altyd die werk wat hy begin het. Sê gou amen. Maak gou jou Bybel oop by Filippense 1. Ek wil hê jy moet hierdie vers leer ken en jy moet hom nooit weer vergeet nie. Filippense 1. As ek jou dalk sou vra, waar staan dit of wat is die vers, en jy ken hom nie, leer hom vandag. Leer hom vandag. Filippense 1 vers 6. Julle Bybels oop. Klink nie baie oortuigend nie, maar ek vertrou julle het. Omdat ek juis hierop vertrou, dat hy wat 'n goeie werk in julle begin het, dit sal volëindig tot op die dag van Jesus Christus. Dit staan in Filippense 1 vers 6. Kom ons sê dit bietjie saam. God, wat 'n goeie werk in my begin het, sal dit volëindig tot op die dag van Jesus Christus. God, wat 'n goeie werk in my begin het, sal dit volëindig tot op die dag van Jesus Christus. Onthou net, ek en jy is medewerkers van God. Die Bybel praat ook van 'n hond wat omdraai na sy eie uitbraaksel toe. En 'n vark wat weer in die modder gaan rol, 'n gewaste sog wat in die modder gaan rol. Is dit so? So ek en jy is 'n medewerker van God en ons moet ons, soos wat ons vanmôre gehoor het, deur die genade wat ons in staat stel, moet ons hierdie skrif ons eie maak. God, wat 'n goeie werk in my begin het, sal dit volëindig tot op die dag van Jesus Christus. Moenie in jou mind, luister, baie kinders van die Here loop met 'n gesplete mind. Aan die een kant sê hy, ek gaan God dien en sy mind is daarop, maar op die ander kant begroot hy vir as ek miskien die dag terugval. Hallo, jy kry baie ouens wat so doen. Jy kry baie ouens wat daai agterdeur ooplos. Wat is ek die dag? Wat is dit? Wat is dit? Maak daai goed toe. En vat hierdie skrif en sê, God, wat 'n goeie werk. En ek wil amper daarby saamvoeg, solank as ek en jy gaan saamwerk, sal niks daai skrif stop nie. Is dit reg so? So maak dit jou principles. Dis die principles wat jy moet inbou. Maak dit jou beginsels in die lewe. Maak jouself sterk. Hierdie beginsel reik verder as Zerubabel. God voltooi altyd die werk wat hy begin het. Die bou van die tempel was daarom nie bloot 'n argitektoniese projek nie. Dit was 'n getuienis van God se getrouheid. Amen. Bou van die tempel was 'n getuienis van God se getrouheid. Nou kyk gou hierso. Ek wil jy moet mooi luister.
Die volk se beperkte vermoëns sou nie die uitkoms bepaal nie. Die Here se gees sou. Sê bietjie amen. Kom nie, ek soek 'n beter een. Die volk se beperkte vermoëns, of hulle arm of ryk was, maak nie saak wat gebeur het nie, die gees van die Here sou die uitkoms bepaal. Die gees van die Here sal die uitkoms bepaal, nie deur krag of deur geweld, nie deur my of jou vermoëns nie, maar deur my gees, sê die Here van die leerskare. Wow ouens, hierdie goed behoort ons excited te maak. Jy moes nou al bo op die stoel gewees het. Die Here se gees sou. Hierin word Serubabel ook 'n voorafskaduwing van Christus. So Serubabel die fondament van die tempel gelê het en voltooi het, het Christus die fondament van God se ewige koninkryk gelê en sal hy sy verlossingswerk volkome voltooi. Nou kom ons kyk na 'n samevatting van sy belangrikste prestasies. Sy belangrikheid kan soos volg saamgevat word. Die eerste terugkeer uit Babyloniese ballingskap gelei. Hy die altaar herbou en die aanbidding van God herstel. Hier's 'n reformatie template, né, vir ons. Hy het die fondament van die tweede tempel gelê, hy het die tempel voltooi ondanks jare van teestand. Hy het die Dawid se koninklike geslagslyn bewaar en sodoende is 'n belangrike skakel in Jesus se geslagslister word. Hy het saam met Josua die hoofpriester gewerk om sowel die burgerlike as die godsdienstige lewe van die volk te herstel. Hy het 'n profetiese teken van God se getrouheid geword wat vooruitwys na die komende Messias. Ek wil gou die tweede laaste een weer lees. Hy het saam met Josua die hoofpriester gewerk om sowel die burgerlike as die godsdienstige lewe van die volk te herstel. Ouens, die kerk is nie net daar om en die reformatie is nie net daar om die godsdienstige lewe van die kerk te herstel nie. Ons is ook daar om die marketplace te herstel. Is dit reg? Ons moet ons mense leer hoe om in die mark, wat is die marketplace in Afrikaans? Die wat? Markplein. Ja, dis 'n mooi woord. Om in die markplein te oorwin, te oorkom, volgens die beginsels van die Here te lewe. Nou ek het laas week vir u 'n paar goed genoem van hoe goed werk en so aan daar buite en ek wil vandag bietjie iets meer daaroor sê, miskien in 'n bietjie van 'n ander lyn, ons gaan nou daarby kom. Maar ons moet ons mense leer. Ouens, luister mooi. As jy in die reformatie is, dan koop jy nie om nie. Hoor julle wat ek sê? En jy word nie omgekoop nie. Dis principles wat jy moet vasmaak. Jy kan nie sê, Jesu man, ek het geen ander uitweg nie. Die Here sal jou deurdra. God sal vir jou deurkom. Hoe sit nou so stil? Dis die goed wat ons mense vir die markplein moet leer. Wat help dit die kerk verkondig een groot boodskap aan die een kant en aan die ander kant handel hulle maar net soos die wêreld. Ek is al siek vir hierdie goed, as jy sien, die volgende boef is weer 'n pastoor. En dan voeter hulle hom op, dan is die volgende boef weer 'n pastoor. Yes, dit lyk my ek is deel van 'n klomp kriminele. Wraggies. Okay, slide 72. Serubabel staan op die skarnierpunt van die Bybelse geskiedenis. Hy is die brug tussen aan die een kant die ou verbond se koninkryk wat val, die troon van Dawid staan leeg, aan die ander kant Israel keer terug en die tempel word herbou. Die profetiese verwagting. Nou kyk gou mooi so. Ek wil jou hierdie gou deel dat jy kan kyk hoe het God hierby uitgekom. Die profetiese verwagting van die Messias word al hoe sterker, né, in sy tyd. Nou dis juis op hierdie punt dat die geslagsregister onverwags meer ingewikkeld raak. Die geslagsregister is nie altyd eenvoudig nie. Die Bybel wys op verskeie plekke dat afstamming nie uitsluitlik deur biologiese afkoms bepaal is nie. Belangrik dat jy hierdie goed weet, dat jy kan
sien waar God en hoekom God soms iets anders gedoen het. Hier's voorbeelde. Moses word die seun van Farao se dogter genoem. Ek dink is daar op die slide 76. Moses word die seun van Farao se dogter genoem, né? Wat hy nie eintlik is nie. Jakob neem Efraim en Manasse as sy eie seuns aan. Het jy hom daar daar sê. Jakob neem Efraim en Manasse as sy eie seuns aan. En volgens die Leviraatswet, dis 'n ander woord of eintlik die Afrikaanse vertaling, die swaarshuwelik. Volgens die swaarshuwelik kon 'n man wettiglik as die seun van 'n ander man gereken word. Wettig, nie deur fisiese afkoms nie. Wettig. Kon jy die seun, jy onthou mos as een man sonder 'n seun sou sterwe, wat hulle gedoen het. OK, so aanneming en erfreg kon iemand se plek in 'n geslagsregister bepaal. Aanneming en erfreg. Nou by Serubabel sien ons juis hierdie soort wetlike en verbondskompleksiteit, né? Dis asof die skrif wil sê, luister, hier's die boodskap van dit. Want Serubabel word op een plek die seun van Sealtiel genoem en op 'n ander plek die seun van Pedaia wat Sealtiel se broer was. En dan in die geslagsregisters dan kry jy ook nie duidelikheid rondom hom presies nie. Rondom hierdie aspek van hom nie. So wat het hier gebeur? Is hy suiwer? Is hy 'n ware Jood? Wat ook al? Nou die moral of the story is dit. Luister mooi. Ek gaan nou nie op al die detail in nie. Die Dawid geslagslyn slide 78 het behoue gebly. Het behoue gebly. Kyk hierso, nie noodwendig op die eenvoudige manier wat mense sou verwag nie, maar God het sy belofte bewaar. God het sy belofte bewaar en julle ken baie keer hoe ouens en soms vrouens in die geslagslyn van Jesus ingebring is, wat nie op die wetlike manier werk nie, maar dis 'n teken van God sê, ek sal maak nie saak wat ek doen nie, ek sal my beloftes gestaan doen. God se genade is groter as al hierdie ander goed. Ek dink dit behoort vir ons 'n geweldige groot aansporing te wees. Ons vanoggend gehoor van grace, né? Dit moet vir ons 'n baie groot aansporing wees. OK, ek wil met iets anders gou afsluit wat aansluit by wat ek laasweek gesê is. Kom ons kyk gou na slide 83 asseblief. Serubabel is veel meer as bloot 'n historiese figuur. Hy is die lewende bewys dat God sy verbond nie vergeet nie. Toe dit gelyk het asof Dawid se troon vir altyd verdwyn, het God die geslagslyn bewaar. Toe die volk in ballingskap was, het God 'n leier voorberei. Kyk net hoe werk God in die tye wat dit vir jou nie reg lyk nie, is God besig. Toe die volk in ballingskap was, het God 'n leier voorberei. Toe die tempel in puin gelê het God iemand geroep om die fondament te lê. Toe die volk moed verloor het God sy profete gestuur en eeue later het God sy seun gestuur. Daarom is Serubabel nie bloot 'n naam in 'n geslagsregister nie. Hy is een van die duidelikste bewyse dat God sy beloftes deur geslagte heen bewaar totdat hulle uiteindelik in Jesus Christus vervul sou word. Nou goed. Kom ek lees gou vir hierdie slotgedagte. Serubabel herinner ons daaraan dat God se werk dikwels op onopvallende maniere begin. Toe die fondament van die tweede tempel gelê is, het dit vir baie mense klein en onindrukwekkend gelyk. Sommiges het selfs daaroor gehuil want hulle die oue onthou. Maar luister mooi, God het iets heeltemal anders gesien. Jy weet, ek dink baie keer, wat sien God in hierdie apostoliek vandag? Wat sien God in hierdie apostoliek? Ek en jy is die saad wat voortgaan, wat groei, wat uiteindelik die Messias moet laat terugkom. Jesus Christus moet terugverwag. God het iets heeltemal anders gesien. Hy het nie net 'n fondament vir 'n gebou gesien nie. Hy het die voortbestaan van sy verbond gesien, die voortbestaan van sy verbond.
Die voortbestaan van sy verbond, dis die goed wat vir God belangrik is, wat miskien in 'n ander sin na ons toe kom as 'n verbond, fisiese verbond, maar dis ook, daar's 'n nuwe verbond, né? En God sien die voortbestaan daarin. Hy het die herstel van sy volk gesien. Hy sien vandag die herstel van sy kerk. In hierdie season en hierdie move sien hy die herstel van sy kerk. Hy het die voortsetting van Dawid se geslagslyn gesien. En uiteindelik het hy die koms van Jesus Christus gesien. As jy kyk na wie Dawid was, 'n man na die hart van God, dan het God hom verbind aan hierdie man en die belofte om deur sy geslagslyn die Messias voor te bring. Daarom is Serubabel veel meer as net 'n goewerneur in Juda. Hy is 'n getuienis dat God sy beloftes nooit laat vaar nie. Sê gou amen. Selfs wanneer dit lyk asof alles verlore is God reeds besig om die fondament te lê vir dit wat hy nog gaan voltooi. Kom ons lees dit gou mooi stadig. Selfs wanneer dit lyk asof alles verlore is God reeds besig om die fondament te lê vir dit wat hy nog gaan voltooi. Kan nie amen sê op dit? Terwyl dit lyk of alles verlore is God reeds besig om die fondament te lê vir dit wat hy nog gaan voltooi. Laat my dink aan 'n sekere rugby afrigter. Hy's altyd 3-4 steps voor. En dit wat jy op die veld sien is nie wat werklik die ding is nie. Hoor julle wat ek sê? So dis amper so tipe gedagte. God is besig om die fondament te lê vir wat hy nog gaan voltooi. Dit lyk vir jou na niks. Mense huil, hulle sê ag nee, wat se ding is die? Ons het so 'n groot tempel gehad van Salomo. Wat het ons hier oor? Maar God sien iets baie anders. Kan ons vanmôre die sight van die Here kry in hierdie ding? Vanmôre sê Here, hierdie is God wat werk. Nou wil ek vir u afsluit met profetiese woord. En ek dink dit moet ons baie excited maak. En ek is eintlik spyt dat hier nie meer van ons vanmôre hier is om dit te hoor nie, want ons moet vanmôre kom en versamel rondom die profetiese woord en dit ons eie maak. Sondag toe kry ek van Tamo af ons almal 'n boodskap en hy sê die volgende. Dis daar op slide 93. Recently, while in Botswana, I received a deep conviction that our Father has removed the spirit of restraint from our family. Luister 'n bietjie. Initially, I thought this restraint was imposed by the devil, only to realize that it was primarily our Father who had limited our reach and privileges. The reason for this restraint was our maturity. While we are by no means perfect or full maturity, I believe we have reached a place where greater responsibilities can now be entrusted to us. So saam met hierdie woord van Serubabel wil ek u vanmôre oproep. Dis nie nou tyd om te speel nie. Daar's 'n groter verantwoordelikheid. Hierdie woord bring vanmôre 'n verantwoordelikheid op my en jou skouers. Against this backdrop, I write this message to us as a family. I believe the Holy Spirit is saying that our Father has now, in a sense, removed the spirit of restraint from our household. This restraint was not satanic opposition, but it was sovereignly imposed by our Father, who in His wisdom would not entrust greater authority, governance, and influence to a people who had not yet been sufficiently formed to steward them. Wow. The Father always prepares His sons before He enlarges their assignment. Through the years, He has patiently and progressively aligned us to His original intent, restoring us to sonship. Sê gou amen. Kom ons lees dit weer. Through the years, He has patiently and progressively aligned us to His original intent, restoring us to sonship, reforming our doctrine and thinking, establishing covenantal relationships, and building within us the spiritual architecture necessary to carry His purposes in the earth. Ek hoop ons is almal op dieselfde bladsy. En ons is op paar met wat God doen.
I believe that season of restraint has now been erased. This is not a declaration of arrival, but of divine release. The Father is enlarging our sphere of responsibility and opening doors that were previously restrained because our formation was incomplete. Therefore, let us no longer think with yesterday's limitations. Pas aan by die tempel, né? Let us embrace this new phase with humility, courage, wisdom, and faithful stewardship. Greater freedom always demands greater maturity. And greater authority always requires deeper submission to our Father and His Christ. The restraint has been lifted. The responsibility has increased. May we be found faithful. En dan daarmee saam, snaaks daar 3 ouens so goed ingekom. So in die naweek het ek ding van Randolph wat hy gestuur het. En hy is besig om te praat oor Daniel. En ek wil daarby by Tamo aansluit nou met wat hy sê en ook by wat ek laasweek gesê het van hoe die wêreld en die gees van die wêreld teen ons is, né? En hoe ons in hierdie plek gaan moet oorwin. Nou luister nou mooi. Emerging from a prophetic perception arising from Daniel's narrative is that the grace of Cyrus has been activated. Nou gaan lees gee op my daar op die bord Esra 1. Esra 1 asseblief. Hierdie hele storie rondom Serubabel en al hierdie herbou en so aan. Kyk wat sê hy in Esra 1. En in die eerste jaar van Kores, die koning van Persië, het die Here sodat die woord van die Here uit die mond van Jeremia vervul sou word. Die gees van Kores, die koning van Persië, opgewek, dat hy 'n oproep deur sy hele koninkryk laat gaan het, selfs ook skriftelik om te sê. So sê Kores, die koning van Persië, al die koninkryke van die aarde het die Here, die God van die hemel, aan my gegee, en hy het my opgedra om vir hom 'n huis te bou in Jerusalem wat in Juda is. Wow, kan jy dit glo? Jy sien Babylon, Nebukadnesar het Israel weggevoer. 70 jaar later is daar 'n ander koning van hierdie keer van Persië, van Iran, daai perre. Ja, kom ons los dit maar. Maar julle sien hulle op die TV, né? Dat ek nou maar nie my mening daaroor gee nie, maar anyway. In daai tyd, en die Here sê deur Jesaja, Kores is my gesalfde, hy was 'n heiden, maar God noem hom sy gesalfde, want God het 'n taak vir hom. En die Here sê, ek wil hê, jy moet hulle laat teruggaan, en jy moet die tempel gaan bou. Okay, so, dis nou 70 jaar later, toes die ou van Iran, Persië die koning, Kores, nie meer van Babylon nie, Nebukadnesar nie. Nou goed, kom ons lees verder. Is that the grace of Cyrus has been activated. Randolph sê, dis 'n prophetic impression wat hy in sy gees gekry het. Cyrus the Great, king of Persia, was a monarch who issued the historic decree authorizing the Jewish exiles to return to Jerusalem and rebuild the temple. Esra 1 vers 1 tot 4. He not only authorized the return, he financed it. He financed it. He released both people and resources for restoration. Prophetically, the spirit of Cyrus speaks to a season in which systems, authorities, and institutions that were formerly restrictive now become the instruments of release. Kom ons sê amen op daai een. Ons moet hierdie goed vat, ouens. Ons moet hierdie goed vat, dis vir ons woord. Ek gaan dit weer lees. Prophetically, the spirit of Cyrus speaks to a season in which systems, authorities, and institutions that were formerly restrictive now become the instruments of release. So God gaan 'n ding omdraai. The very structures that once imposed limitation become the conduits of divine provision.
Wow. Nee, julle is te stil. Sê amen, toe man. Ek hoor niks. Hoor julle my? Lees dit weer. The very structures that once imposed limitation become the conduits of divine provision. What once blocked the movement of God's people now funds and facilitates it. Dewald, dis die wêreld waarin julle instap. Dis die wêreld waarin julle jong ouens gaan floreer en gaan hierdie goed gryp. For those who have faithfully served in hostile environments, who have endured misrepresentation, opposition and delay, the Cyrus Grace announces that the season of authorized release has arrived. Doors that were closed will open. Resources that were withheld will be released. Territories that were inaccessible will be open for occupation. Dis wat God doen. Terwyl ander ouens huil en sê, Here, hierdie ding werk nie, het God al lank al begin met iets nuuts. Daar's 'n gees van Kores wat opgewerk word. Daar's sisteme wat begin in plek gebring word sodat hulle dit kan release vir die werk van die Here om voltooi te word. Ouens, ons moet dit vat. Sy woord vir ons vandag, ons moet op hierdie goed staan en ons moet sê, dankie Here, ons despise nie die day of small beginnings nie. Ons sal dit nie verag nie, want ons sien wat God vorentoe wil doen. He that started a good work in you will perform it until the day of Jesus Christ. Wow, wonderlik. Kom ons staan en dank ons die Here so bietjie. Vader, dankie. Dankie vanmôre vir u woord. Dankie vir u gedagtes, Here, wat hoër is as ons. En dankie vir u planne. Dankie vir u voornemens. Ons wil hierdie woord vanmôre gryp. En ons wil sê, Here, u het altyd 'n plan. U was nog nooit uit 'n plan uit nie. U was nog nooit uit voornemens uit nie. U was nog nooit bekommerd oor watter rigting die wêreld gaan nie. Maar u bekommer uself oor ons, die kinders van Abraham. Halleluja. Dankie, Here. Ons staan vanmôre in hierdie woord en ons neem dit aan as ons eie en ons sê ons sal enigiets doen om hierdie goed te volbring. We will work by the grace of God. Soos wat daai profete by Serubabel en Josua gekom het en gesê het, werk, skep moed en werk, gaan aan. So wil ons vanmôre sê, Here, ons sal werk deur die grace van en die genade van Jesus Christus. Halleluja. Ons sal werk deur die vermoë wat vir ons gegee word, wat van U afkom. En ons dankie daarvoor. Vader, dankie dat ons vanmôre kan staan. Miskien staan ons spreekwoordelik by die fondasies van 'n tempel wat ons oorween en sê, ag, hierdie heerlikheid was so groot. Hierdie heerlikheid was so wonderlik. Daai seisoen se heerlikheid was so lekker. Dit was so fenomenaal. Daar het wonders en tekens gebeur. Daar het mense tot bekering gekom. Wat ook al, Here, ons kan na baie ander goed verwys. Maar ons besef vanmôre, U het die saad geplant. U is besig met iets groter en die toekomstige heerlikheid sal groter wees as die vroeëre. Halleluja. Dit wat God mee gaan eindig sal altyd meer wees as dit waarmee begin is. Ons claim dit vanoggend. Ons proklameer dit in die naam van Jesus Christus. Ons maak dit ons eie. Wat vanoggend hier gesê is, the restraint has been taken away. En daar sal bronne van God af wees. Bronne van sy heerlikheid af, van sy genade af. Wat ons nie vanmôre kan besef en kan self bewerk nie. Maar dit sal wees deur my gees, sê die Here van die leerskare. Dit sal wees deur my gees, nie deur jou krag en deur jou geweld en deur jou pogings nie, maar deur my gees, sê die Here. Ons maak dit vanmôre vas, Here. Ons maak dit vanmôre vas. Gee ons dat ons ywerige mense sal wees in hierdie seisoen.
Here, laat ons mense van ywer en daad sal wees. Laat ons sal voortwerk in hierdie goed. Here, dat ons sal ons mind en al hierdie goed gee, dat ons die gesindheid sal hê, soos U gesê het, iemand wat daai skat soek, het die hele land gekoop om die skat te kry. Halleluja. Hierdie woord is ons skat, Here. Hierdie season is soos daai skat. Gee dat ons alles, enige iets sal doen. Enige iets sal doen. Here, vat luigheid en onbeweeglikheid en onbetrokkenheid en traak my nieagtigheid. Ek kom teen hierdie goed in Jesus naam. Vat dit van ons weg, Here, dat ons sal ywerig wees in die werk van die Here. Ons dankie daarvoor in Jesus naam. Amen.